Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Baie welkom. Vandag praat ons met Karina en sy gaan haar storie deel wat 'n baie moeilike storie is om te deel wat sy op 'n baie jong ouderdom moes deurgaan. Sy gaan praat oor die dood van haar man wat sy op 'n jong ouderdom verloor het en ek wil vir jou sê baie dankie vir alles wat jy oor praat op jou TikTok, alles wat jy deel met mense. En dit is so voorreg en amazing om jou vandag hier te hê. Baie dankie en welkom. Dankie. Ek waardeer dit. Dis Dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Dankie. Ek wil graag praat oor wie was hy? Wie was hy toe julle mekaar ontmoet het? Hoe het julle mekaar ontmoet? Hy was baie besig en sprankelend en 'n grapgat. Hy het almal maak lag, baie maak lag. En almal het hom geken. Hy het soos net met almal gepraat. Ek is nou weer die tipe mens, ek sal meer terugtrek en hy was altyd die een wat soos out there was. Ja. Ja. En hoe Ons het by Weyveld, toe dit nog bestaan het, daai tyd. Dit was in 2016. Okay. Toe my vriendin het my genooi daartoe en sy vriendin het hom genooi en toe het ek die aand nog gesê nee, ek gaan nie. En toe op die ou einde Gebeur altyd, né? En wat sê hy toe hy jou nou vir die eerste keer sien? Ons het die eerste keer toe ons mekaar sien, toe hy na my toe gekom, toe vra hy net, kan ons dans? Of nie eers eintlik gevra nie, hy het gesê, ons gaan nou dans. Dus ek sê, okay. En toe begin ons daar, dis wat hy het baie goed gedans, hy geloof om te dans. Hy, soos ek sê, was so sprankelend en almal het hom geloof. Dis amazing. Ja. En wat het jou aangetrek tot hom? Soos wat was jou aangetrokkenheid aan hom? Wel, nommer 1, hy was aantreklik. En dan, obviously, sy persoonlikheid was net soos out there en net, uit mense uit ingetrek, waar ook al hy gegaan het. Sure. En ek dink, as jy nou terugkyk, dan dink jy seker, sjoe, ek is so bly ek het gegaan daai aand, want daar het jy jou man ontmoet en jy sou nie eers gegaan het nie. Hoe anders dink jy sou jou lewe gewees het as jy nie daai aand gegaan het nie? Ek dink ek sou nie so baie lesse in my lewe al geleer het en hier op hierdie punt kon wees waar ek letterlik soveel meer van die lewe aan, wat is die woord? Waardeer. Sure. Ja. Dit is amazing. En ek dink, het is eintlik so wonderlik dat mense nie weet wat in die toekoms gaan gebeur nie, want as jy in 2016 geweet het wat jy nou weet en wat jy sou moes deurgaan, wat sou jy gedink het? Ek sou gesê het, asseblief nie. Maar vandag is ek soos, al het dit gebeur, het ek soveel lesse daaruit geleer. Ja, sure. En ek dink dit is so wonderlik dat as mens terugkyk, dan dink jy, in daai oomblik was dit soos, maar hoekom en waarom het dit gebeur? En dan as mens terugkyk, dan sien jy, okay, ek kan amper half dit is soos 'n legkaart, jy kan amper half sien, ek sien hoekom het dit gebeur, maar dit vat tyd om die hele genesingsproses om tot daai punt te kom. Dit is baie moeilik om daar deur te kom. Dit vat baie om net op die punt te kom waar mens weer okay voel. Ja, en net weer op te staan in die oggend. Om net weer krag te hê om op te staan. Sure. Ja. Ek wil graag praat oor jou goeie herinneringe. As jy kan dink aan 'n goeie herinnering saam met hom, wat was 'n goeie herinnering wat jy gehad het saam met hom? Daar was baie. Ek dink elke liewe herinnering was 'n goeie herinnering, want
net die mens wat hy was, waar ook al hy gegaan het, hy het met almal gepraat en grappies gemaak en net as mens om 'n tafel met hom gesit het en hy het met mense, hy het net soos lewe aan die tafel gebring Oh, en vir mense gebring. So ek dink elke liewe herinnering was 'n goeie herinnering gewees. ja. En as jy jou oë toemaak en dink aan 'n En plek, of skus, ja. en obviously ons troue was vir my Mhm. amazing geweest en dis waar ek soos die real egte Johan gesien het. Mhm. En as jy jou oë terug of toemaak en terugdink aan soos 'n oomblik of 'n, jy weet, wat is daai oomblik wat jy na toe teruggaan? Ek moet sê daar's so baie, so moeilik om te sê daar's een want daar's so baie. Maar ek moet sê ons honeymoon waar ons het letterlik waar ons op pad was na die plek toe en alles en ek onthou net soos hoe ons gelag het in die kar en Ja, elke oomblik want dit was obviously direk na ons troue waar ons nou gesê dit is nou ons is saam vir ja, ewig nou ja. en net daai herinneringe van that was it. Sure, dit is amazing. Mense praat altyd van soos the 5 stages of grief en hulle praat altyd van, jy weet, daai jy gaan deur 5 stages of grief wanneer jy iemand verloor. Um hoe voel jy oor dit? Baie mense sê nee, dit is nie die waarheid nie. Dit is soos jy's altyd kwaad, jy's altyd, daar is nie Mm. genesing daarvoor nie. Ander mense sê dis waar, jy gaan deur al daai goed en op die einde is daar, ek wil nie sê genesing nie, maar jy kom op 'n punt wat jy Mm. weer kan leef. Ek dink dit is wat ek graag wil sê, want ek wil nie hê dit moet voorkom asof ek sê jy moet deur hierdie stappe gaan en dan, jy weet, maar Nou, hoe voel jy oor daai genesingsproses? ek moet sê soos ek het altyd gedink grief is hierdie proses van jy begin by die Mm, een punt en jy kom by die ander punt, mm, maar ek het besef dit is soos baie mekaar. ja, Soms begin jy op die een punt en jy gaan middel toe en dan gaan jy na die einde toe en dit is so warrelwind en vir my in my grief proses het ek ervaar dat ek het altyd gesê ja, ek is sterk genoeg om dit self te doen. Ek het nie nodig om iemand te sien nie en ek het nie nodig om met iemand te praat nie. mm, En ek was eintlik so verkeerd want vir jare lank het ek my emosies kant toe geskuif en ek het gemaak asof ek okay is. Ek onthou ek het toe op die ou einde toe het ek iemand gaan sien en ek het by haar gesit en ek het vir haar gesê ja, ag, ek is okay, soos ek mm. voel nie eers iets nie, maar min het ek geweet ek het eintlik al daai emosies kant toe geskuif Sjoe, jy het en alles om dit dus nie suppress. te voel nie. Ja, ek Sjoe, het alles suppress en onderdruk omdat ek ja, vir my dogtertjie half in survival mode was ja, om ja, haar groot te kry en ja. sjoe. Ek wil graag 'n paar stappe teruggaan. So, julle is toe getroud, julle is op honeymoon en hoe was jou ervaring gewees in julle huwelik? Hoe was julle huwelik gewees? Dit was baie vrolik. Mhm. Ons het altyd daar was altyd iets waaroor ons gelag het en ons het altyd grappe gemaak en ons het gekommunikeer as ons baklei het dan het ons altyd vir mekaar gesê voordat ons gaan slaap sê ons ek is lief vir jou. Oh, Ons het altyd seker gemaak ons sê dit want mhm. dit is iets wat vir ons altyd belangrik was. Ja. So jy het regtig baie goeie herinneringe van jou huwelik en baie goeie herinneringe van wat julle twee saam gedeel het. En hoe lank Ja. was julle getroud gewees? Ons sou vir 2 jaar gegaan het, maar hy is die 15de Februarie oorlede en ons het die 23ste Maart getrou, so dit was daai laaste maand Ja. sou dit net 2 jaar gewees het. Ja. En vertel vir my, so toe vind jy uit jy is swanger. Vertel my daai proses en daai tydlyn, hoe dit alles afgeloop. Ja, ons het ek dink dit was einde Augustus 2020, ja, 2020. Toe het ons uitgevind ons is swanger Mhm. en hy was nog saam met die proses tot en met ek dink 12 weke. Ja, 12 weke. Ons het net uitgevind as 'n dogtertjie. Ag, En toe net die week daarna toe
is toe die ongeluk gebeur. Jo, so hy het daarom geweet dat daar 'n dogtertjie is wat op pad is. Het julle toe al 'n naam gekies? Glad nie. Ons het nog glad nie, ons het aan name gedink en ek het baie lank gebid oor haar naam en gevra, die Here gevra gee my net die regte naam. Jo. Ek wil graag teruggaan na daai dag toe jy nou uitvind van hom wat oorlede is. Waar was jy en wat het gebeur? Ek het die oggend, hy het baie weggewerk, soos deur die week was hy baie op die pad gewees en dit was die maandagooggend, het nog geslaap en dit hy gery, obviously vir my baie gesê en gewoonlik het ons gepraat so tussendeur en 1 uur daai middag, want hy het al die oggend vroeg gery, hy het al 6 uur toe is hy eers werk toe en toe 1 uur daai middag toe het ek nog niks van hom gehoor nie. Toe hou ek hom aan boodskap en ek kom toe nie by hom uit nie en ek vra toe, waar is jy? En ek kry hom nie in die hande nie en gewoonlik hy het mense gehad wat saam met hom gewerk het. So toe boodskap ek hulle en vra hoe is hy al by sy bestemming en hulle sê toe nee, hy het nog nie daar uitgekom nie. En dit was al 1 uur die middag. 5 uur daai middag toe het ek nog steeds niks gehoor nie. Toe het ek al begin soos rondvra en rondbel en ek weet nie geweet waar hy is nie. En Wat 10 het jy uur daai gedink toe? aand, Het jy toe begin worry en toe begin stres of wat het jy toe gedink daai tyd nou 5 uur die middag, Ek ek het- nou nog nie geantwoord nie. ek het geweet hy het gewoonlik my altyd geantwoord. So vir my was dit snaaks want ek was soos Mm. dit is glad nie, hy sal nie dit doen nie. En ja, 5 uur daai middag toe het ek nou nog nie van hom gehoor nie. En dis toe ek na my ouers toe gaan en sê luister, ek het nog niks gehoor nie. En sy ouers gebel en gevra hoorie, het julle al ietsie gehoor en niemand het iets gehoor nie. En daai 10 uur daai aand het ons begin rondbel en vra. Dit ons obviously toe ek by niemand uitkom nie. Toe begin ons hospitale bel en ongeluk soos toe of om te hoor of daar dalk ongelukstonele was en alles. En toe op die ou einde toe het een van sy werkskollegas my gebel en gesê daar was 'n ongeluk. En dis toe ons uitvind. Sjoe. So waar was jy op daai oomblik toe jy uitvind jy 'n oproep kry om te sê jou man was in 'n ongeluk? Ek was by my maale. Ek het na hulle toe gery juis omdat alles toe ek hom nie in die hande kry nie, toe gaan ek na hulle toe. En toe sit ons daar en toe bel my swaar. Toe kom ons eventually by 'n hospitaal uit na die plek waar hy op pad was. En Frankfurt Hospitaal. Toe hy op die foon is, toe sê hulle vir hom ja, hy is daar en hy het ongelukkig al 6 uur daai aand dit nie gemaak nie. Sjoe. So toe het jy al geweet dat hy is oorlede. Wie daai boodskap vir jou oorgedra die hospitaal? Die hospitaal het dit aan my swaar oorgedra en toe het hy Sjoe. vir my gesê. Wat gaan deur jou kop as jy daai woorde hoor? Jou man is oorlede. Wat gaan deur jou kop? Ek dink op daai oomblik was die skok so groot. En jy Mense- swanger. vir my was dit die eerste keer ek wou dit nie glo nie. Ek was soos ek het selfs vir my swaar gesê bel hulle weer, dit is nie so nie, dis nie hy nie. Ja. Maak dit seker, gee net sy ID, dit is nie hy nie. En toe sê hulle nee, toe confirm hulle dit is. Ag, ek is so Ja. jammer. En was hy die enigste persoon in die kar? Was daar ander mense? Weet jy nou al wat het gebeur met die ongeluk? Tot vandag toe is ek nog nie doodseker nie, maar ek weet dat 'n trok van voor af gekom. Hy was alleen in die kar gewees. Daar het 'n trok van voor af gekom en toe daar water opgespat en toe het hy nie gesien nie en toe's hy in die trok vas. En daar was 2 ander karre ook betrokke. Waar daar 2 mans in was wat ek van weet. Ek weet nie van die ander kar nie, maar daai 2 mans, hulle was okay gewees. En toe het hulle net gesê, dit is wat gebeur het. Sjoe. Voel jy dit is genoeg antwoord vir jou? Voel jy dit was genoeg
vir jou om dit te aanvaar of het jy gesukkel met dit? Ek het vir baie lank het ek nagmerries gekry toe dit net gebeur het en obviously voordat ons sy lijkskouing gaan kyk het en alles. En toe die dag toe ek sien hy lê daar toe het die nagmerries opgehou en alles want obviously dit is my brein soos dis nou werklik. Realiteit. Ja. Sjoe. So wat gebeur Ja. toe as jy nou jy het seker by jou ma geslaap daai aand of seker nie eers geslaap nie. Ek weet nie hoe was daai Nee, eerste glad aand? nie. Hoe was daai eerste aand gewees? Ek onthou ons het die dokter, my ma dadelik die dokter gebel want ons was obviously ge-worry oor my dogtertjie want Ja. omdat ek 4 maande swanger was, toe het sy vir my goed voorgeskryf kalmeerpille en goeders wat ek mag drink terwyl mens swanger is. En ja, ek het glad nie geslaap daai aand nie want dit was so onwerklik mense soos in jou kop is jy soos het hierdie regtig gebeur. Is hy nie hy dalk net iewers, hy gaan nou in die huis instap. Ja, sjoe, dit is ongelooflik moeilik. Wat was jou laaste woorde aan hom gewees toe hy daai oggend uit die huis uit gaan? Ek onthou hy het nog na my toe gekom en toe het hy 'n grappie gemaak van ek kan nie eers onthou wat het hy gesê nie, maar hy het 'n grappie gemaak oor iets en toe sê ek het vir hom ek is lief vir jou en ons het mekaar 'n drukkie gegee en dit was die laaste. Gee dit jou comfort dat jy at least om 'n drukkie kon gee en 'n soen kon gee voordat hy gegaan het? Dit weet ons is op 'n goeie noot daai oggend uit mekaar uit. Ja, ja. Want dink jy sou verwyte gehad het as dit nie so was nie? Ek dink so ja, ek moet sê om heeltemal eerlik te wees, die dag voor dit het ons vasgesit oor goedjies. En net die feit dat ons daai volgende oggend kon sê hoor jammer en mekaar 'n drukkie gegee het, Ja. beteken al klaar vir my. Dit was als okay. Dit was als okay Ja. gewees. Het jy enige verwyte van sy dood dat jy weet dalk ek weet nie of jy miskien gedink het hy moes nie daai oggend gaan werk het nie of jy weet hy moes nie daai werk gevat het nie. Ek weet nie wat se moontlike verwyte daar kon gewees het nie, maar is daar enige verwyte wat jy mee gesukkel het of dalk nou nog mee sukkel? Ek sal nie sê regtig verwyte nie, maar ek dink as ek vandag terugdink, het ek nie verwyte van my kant af nie, maar want toe hy in die hospitaal gelê het, toe het hy vir die vrou in die hospitaal gesê, hulle moet my nie dadelik laat weet nie, want omdat ek swanger is en hy wil net daar moet iets gebeur met ons kind nie. En ek dink in daai manier as hy dalk vinniger laat weet het, want as ons vinniger geweet het, kon ons 'n helikopter of iets gestuur het. Want die rede hoekom hy toe oorlede is omdat hy nie genoeg bloed gehad het nie. Of die hospitaal het nie genoeg bloed gehad om oortappings te doen nie. So as ons dalk vroeër geweet het, kon ons dalk iets meer gedoen het. Sjoe. So jou verwyte is nie of nie 'n verwyte nie, maar jy wens hy het julle vinniger laat weet want dalk kon dit dalk anders gewees het. Ja, dit is Ja, maar baie erg. Die feit dat hy eers aan sy kind gedink het is ook vir my soos wow. Dis wonderlik. En nie net sy kind nie, maar jou gesondheid, dat jy okay is, dat jy moenie vir haar sê nie want dit gaan jou so ontstel. Hoe dink jy was dit vir hom om alleen in daai hospitaal? Was dit COVID tyd toe gewees? Ja, dit was 2021 die begin, so dit was nog in COVID. Wat dink jy, hoe was daai laaste oomblikke vir hom gewees? Ek weet nie, dis 'n deel wat ek altyd aan dink want ek is soos ek weet nie wat het gebeur daar. Ek weet nie wat het hy gedink, wat het hy gevoel, enigiets van daai nie. En die feit dat hy kon praat eers en nou sy dood, hy kon sê hoor jy moet asseblief nie my vrou laat weet nou nie. Ja. En dan is dit van maar en nou sy dood, daai sou vir my verskriklik moeilik gewees het om te aanvaar dat jy kon nog 'n boodskap gestuur het of jy kon nog 'n woord gesê het of jy kon nog maar ja, die situasie is nou nie so nie. Ja. Ja.
Ja, dit is, ek moet sê, Wat was die moeilikste vir jou daai eerste paar weke na sy dood? Wat is iets wat jy verskriklik mee gesukkel het daai in die eerste ruk? ek moet sê dit was aanvaarding, want ek het Mm. nog steeds aanhou gedink hy gaan by die deur instap. Mhm. Ek was soos, nee, hierdie is nie waar nie, hy gaan terugkom. Ja, Ek gaan nie sy begrafnis reël nie, hy gaan nou terugkom. ja. So ek dink aanvaarding was vir my die grootste deel van daai heel toe dit net Sjoe. gebeur het. En waar het jy aanvaarding gekry en het jy nou aanvaarding? Ek het éventueel aanvaarding gekry want ek het my emosies alles net oorgehandig aan God en gesê, Mhm. vat dit. Ja. Dis al hoe ek Ek dis kan al nie hoe ek dit alleen kon nie. doen. Ek kan nie alleen nie. Nee. Hoe het jy gevoel oor die feit dat jy swanger was en dit is so teenstrydig want dit is soos jy wil graag jou kind beskerm, so jy wil nie enigiets doen aan jouself of jy weet, ek bedoel 'n normale persoon sou miskien jy weet verskriklik gedrink het of jy weet Nee. gesmag het na 'n coping mechanism en hier is jy swanger en jy kan nie hoe cope jy sonder enige or unhealthy coping mechanisms? Hoe het jy dit hanteer? Ek het voordat ek swanger geraak het, was ek vir baie lank verslaaf. Ek het gerook vir baie lank en ek was verslaaf aan pynpille. En toe ek swanger raak, toe moes ek dit onmiddellik stop. So Sure. en ek dink toe alles hierdie gebeur, my eerste gedagte was, wat sal ek doen nou om 'n sigaret op te hou, want obviously dit was nog altyd my coping Ja, mechanism gewees en ek sal nou net 'n pil wil drink om Ja. beter te voel oor hierdie myself. pyn weg te En vat. dis iets wat ek heeltemal, ek dink ek het so myself disassociate van alles af in daai tydperk. Ek het op Sure. 'n stadium het ek net soos niks meer gevoel nie. Ek was soos myself heeltemal Ja. blank gemaak. En ek dink dit is vir jou om te weet dat dit normaal is om deur dit te gaan, is belangrik dat dit is deel van die rouproses. Dit is nie dat dit abnormaal is wat jy gedoen het om dit dissociate is 100% normaal. Maar Ja. ek wil graag praat oor die pynpilverslawing. Watse pyn het jy probeer wegsteek met daai verslawing? Wat het die pynpille vir jou gedoen? Ek het eintlik nog jare lank het ek gesukkel met angs. En as gevolg daarvan het ek verskriklike nekspasmas begin kry. En dis die grootste rede hoekom ek die pille begin drink het. En om daai pyn weg te kry en toe op die ou einde het die pille gemaak dat dit nie net daai pyn wegvat nie, maar ook dit was al soos 'n numbing. Hy Ja. help jou om net niks te voel nie. Ja. So dit ja. was ook 'n Sure. So dis amper al 'n tema in jou lewe dat jy of jy suppress die pyn of jy stoot dit weg of jy kry ja, 'n coping mechanism soos 'n pynpil of 'n sigaret om daarmee te cope. Toe jy nou Ja. swanger was, het jy nie meer daai coping mechanisms gehad nie en ek dink as jy nou terugkyk hoe wonderlik dit was dat as jy eintlik daaraan dink as God jou coping mechanism gewees in daai tyd. hy was beslis en ek moet sê my geloof het soveel gegroei in daai tydperk. Ja. En ek onthou want ons het toe ek 8 maande swanger is, toe kry ons hele gesin COVID terwyl ek swanger is. Shit. En ek onthou ek het soos daar op my badkamervloer neergeval en ek was net soos Jesus, wat nog? En toe moes ek nog cope met daai en met hierdie wat nou ook nog op my pad is. Sure, En dis nou as baie. ek terugdink, kan ek net onthou elke stap was God net daar. Hy was saam met my in elke oomblik. Toe ons uitgevind het, Ja. ekskuus, ja, toe ons uitgevind het ons almal het nou COVID. Toe is daar net 'n veertjie wat uit die lug val wat vir my sê luister, jy gaan okay wees en daar was net so baie tekens en oomblikke wat ek weet hy was daar. Sure. Dit is en dit gee vir jou watse gevoel? Dat ek geliefd is. Maar En ek dink in my seer dat hy nog as ek die oomblik toe ek nie regtig
hom eerste gestel het nie, het hy my altyd eerste gestel. Sure. Dis baie mooi gesê. En dis so mooi om terug te kyk, om te dink in wat 'n donker plek jy was. Ek wil graag gaan na daai donker plek toe. Ek self het verskriklik, ek was ook in 'n verskriklike donker plek gewees. En ek kan net empatiseer met iemand wat in so 'n gat is, want baie keer dan dit is asof jy gee half op amper. Jy gee half, jy Ja. voel niks, jy worry nie oor enige iets of enige iemand nie. En dit is 'n ongelooflike scary plek om te wees. Waar was jy op jou laagste gewees? Jou donkerste oomblik? Ek sal sê ek het nadat dit was nou 3 jaar later wat ek nou wat ons deur al daai goed is en ek dink in die tydperk wat al hierdie goed gebeur het, het ek so alles onderdruk dat ek niks gevoel het nie. En ek het 3 jaar later toe ontmoet ek iemand nuut en ons begin toe so saam wees en alles en in daai tydperk het ek weer begin drink en ek het weer begin kuier en al daai goed en ek dink ek het my seer probeer wegdrink en my seer probeer soos nam, soos wat ons nou oor die pynpille gepraat het, ek probeer doen met drank en ek het daarna toe ontmoet, toe is ons uit want hy het op my verneek en al sulke goedjies en ons is uit en ek is toe saam met iemand anders en daar gebeur toe weer goed en ons is ook toe uit en ek onthou die een middag het ons het opgebreek en alles en dit was toe ek was nog in 'n tydperk waar ek baie gedrink het en ek het regtig ek dink ek het my seer probeer net soos op 'n ander manier nou. En ek het gery die oggend en ek onthou dit was net nadat ons uit is en as ek nou moet terugdink, besef ek dat al die seer wat ek daai dag gevoel het is nie net van wat gebeur het in daai tydperk nie, maar alles van my oorlede man se goed wat ook weer opgekom het. En ek onthou ek het gery in die kar en op daai stadium het ek weer gewyp en ek het gesit en wyp en ek was baie emosioneel geweest. En ek het gery en ewe skielik het ek net 'n blackout gehad en toe ek terugkom met by my bewussyn, toe is ek soos toe is ek my kar, ek het soos half oor die randsteen gery. En ek het op daai oomblik toe besef ek hierdie wat ek doen ek dink dat dit was die laagste in my lewe wat ek was, wat ek besef het dis nie wat ek wil doen nie en dis nie wie ek wil wees nie. En ek onthou ek het baie aande op my bed gaan lê en dan het ek net gehuil en gevra, God, wat moet ek doen? En ek onthou hy het die een aand vir my 'n vers gegee en ek het op daai stadium glad nie my Bybel geken nie. So toe gee hy net vir my die vers Romans 8 vers 8 wat sê as jy nog in jou sinful nature lewe, dan gaan jy my nie tevrede stel nie. En net daartoe besluit ek het daar gelê, ek het gehuil en ek het net alles oorgegee aan God en dis wonderlik. Sê ek kan nie. Dis amazing. Wat het daai donker oomblik jou geleer? Wat was jou les uit daai donker oomblik wat jy gehad het? Dat ek nie alles op my eie kan doen nie. Mense het mense nodig, jy kan dit nie op jou eie doen nie. Mense het mense nodig, mense het God nodig. Jy alleen kan nie. Ek dink baie keer ons trek hierdie masker aan, nê? Ons trek hierdie masker aan van ek is sterk, ek kan dit doen, ek kan dit handle, ek is okay. Jy probeer jouself so half oorreed jy's okay. Maar jy weet binne in jou dat it's not okay en dan gebeur daai wat jy letterlik op 'n breekpunt kom. Letterlik op 'n breekpunt wat jy besef en ek dink dit is dan so erg dat jy nie anders kan as om te sê, maar ek het hulp nodig nie. Ja. Ek onthou in 2023 het ek as gevolg van al hierdie emosies wat ek die hele tyd suppress het en onderdruk het ek ongelooflike angs gekry en ek was menigmale hospitaal toe want ek was soos wat gaan aan met my? Jy dink jy gaan dood. Ja,
as gevolg van daai emosies wat ek die hele tyd onderdruk het en dit wou uitkom en toe manifest dit in angs in, want mens moet dit laat let go, mens moet voel. Jy moet, dit is so belangrik wat jy nou sê, jy moet deur daai emosies gaan, so moeilik soos wat dit is, you have to sail that boat, jy moet daardeur gaan, en dit is stormwaters, dit is ongelooflik moeilik, en ek kan nie myself indink, hoe moeilik dit vir jou moes wees, met 'n pappa babietjie, en om deur al daai goed te gaan. Vertel vir my van die dag wat sy toe gebore is. Vertel my 'n bietjie daai dag, want dit is so bittersweet moment. Ja. Ons het daai maandag het ons net uit isolasie gekom, want ons het mos nou almal COVID gehad. En ek gaan toe na my check-up toe en die dokter sê vir my, jou vrugwater is besig om klaar te raak, ons gaan Vrydag sny. En ek is soos okay, en dis baie vinnig op my. Op daai stadium moes ek terugtrek na my maale toe, so my kamer was nog nie reg nie, niks was reg nie, en ek is soos okay, ons doen dit. En ek is toe daai Vrydag hospitaal toe. Ja. En omdat dit in COVID tydperk was, mag daar nie baie mense saam jou gaan nie, maar ek het vir hulle gesê ek gee nie om nie, my ma kom saam my in. Sy gaan dit doen. En sy was dus saam met my daar binne en ek het gegaan vir die keiser daai Vrydag, die 2 Julie. En sy was every step was sy daar gewees. Sy was reg langs my en sy het die naaldstring geknip en al daai goedjies. Wat ek eerlikwaar kan sê is op daai oomblik toe hulle haar vir my gee, was ek nog steeds op daai punt van ek was so name gewees dat ek eintlik op daai stadium haar nie eers kon vashou nie. Ek was net soos toe hulle haar my arm sit, ek soos vat haar net, ek kan nie, want ek was so bang ek laat val. Het jy Ja, dit was enigstens gesukkel met postpartum depression? Verseker, ja, ek het daai jaar, daai 23 het hulle vir my 'n klomp goed voorgeskryf. 'n Klomp pille wat hulle vir my gegee het en dit het net vir my gevoel of dit nie werk nie, soos was so ek het nie geweet hoe om dit te doen nie. Maar ek dink soos ek nou gesê het, ek het my emosies so suppress die hele tyd dat ek op daai stadium het ek gedink ek's okay. En eers nou onlangs het ek regtig begin voel en my emosies begin aanvaar, as jy dit so kan stel. Ja, 100%. Want dit is so normaal om emosies te hê. Dis normaal om kwaad te wees. Dis normaal om, jy weet, deur al daai hartseer en deur al daai goed te gaan, en wat hartseer is wanneer jy al daai emosies suppress, dan steel dit ook die geluk in jou lewe. Dit steel ook daai present moment. Dit steel alles van jou af, want jy onderdruk so alles dat jy elke oomblik eintlik nie daar is nie. Jy is nie werklik in daai oomblik nie. So om alles so te suppress en te onderdruk, ek dink is so, jy dink jy probeer dit gebruik as 'n coping mechanism en baie mense doen, maar jy doen meer skade, want nou al daai oomblikke, you're not present. En dit steel jou geluk, want jy kan nie iets voel nie. Dit beteken goed, sleg. Jou geluk is ook van jou weggesteel. Die bietjie geluk wat jy nog gehad het na al die trauma wat jy deur is, kon jy nie eers voel nie. Ja, ek moet sê dit het my baie jare gevat om weer net te kan voel en werklik. Hoe voel dit? Emosies te kan. Dit voel lekker om weer net om te weet dat mens mag gelukkig wees. Soos daai ding van wat hulle sê, jou grief kom saam met jou gelukkig. Hulle altyd kan coexist en op daai oomblik het ek gedink nee, mens mag nie gelukkig wees nie. Jy weet, het is so interessant dat ons vanaand hierdie podcast het, want ek het vanaand die laaste episode gekyk van Een keer om die son. Ek weet nie of jy dit al gekyk het nie. Dis so, ek het al hoe het jy gesien, ja. Nog nie die hele episode ding nie, maar ek het maar dis eintlik so full circle moment, want die laaste episode sy vrou is oorlede
in die storie. En hy moet half sy kinders nou self grootmaak en vir 2 jaar het hy geweier om enigiemand te sien. Hy het geweier om aan te beweeg, hy het geweier om en hier op die einde dan besef hy dat maar jy moet ook aanbeweeg en dit is oukei om weer gelukkig te wees en dis oukei om weer iemand Ja. anders te vind. Daar's nie jy kan nie jouself daai geluk van jouself af wegvat en steel en skuld voel of skuldig voel oor die feit dat hy's nie meer hier nie, dat jy Ja. kan nie jy kan aanbeweeg. Hoe was dit vir jou om weer iemand te soen of vas te hou wat nie hy was nie? Ek moet sê dis moeilik die eerste keer want Ja. mens voel half of jy op hulle verneek Ja. in 'n manier wat nie so is nie, maar ek dink dis hoekom daai eerste ervaring waar ek deur daai is ook waar die persoon dit aan my gedoen het. Want dis die eerste persoon vir wie ek weer my hart oopgemaak het. En die eerste persoon wat ek regtig weer ingelaat het na alles wat gebeur het. En ja, Sure. dis 'n moeilike om dit in die eerste plek te doen. Ja, en toe het hulle jou ook nou teleurstel. En dit is nou nog bo-op, so dit is half hierdie snowball effek. Dit is van nou, okay, nog ene wat nou net add to the trauma. Ja. Dit is verskriklik. Ek wil graag praat oor die herinneringe van hom, want ek is so bly dat jy op 'n punt is wat jy daaroor kan praat, want ek is seker daar was tye wat jy, as ek jou miskien 2 jaar terug gevra het, sou jy definitief nie daaroor kon praat nie. Is daar sekere reuke of plekke wat jy na toe gaan en dan dink jy, "Sjoe, dis hy," of jy weet, is daar sekere herinneringe vir jou? Dis nogal snaaks dat jy dit vra want ek het net vanaand, ek sit nou in my sussie se studeerkamer Ja. en toe ek hier instap vanaand toe ruik ek die reuk wat hy of 'n sekere parfuum wat hy gebruik het. En toe Wow. dadelik toe word ek herinner aan hom. Ja. Ja. Wat is daai En gevoel wat jy ja, daar's nou baie kry? As jy nou daai reuk ruik, wat 'n gevoel kry jy nou wanneer jy so iets ruik? 'n rustigheid. As ek dit nou kry, is dit meer 'n rustigheid waar in die verlede sou ek dadelik het my getrigger het en ek sou uitgefreek het. En daar's 'n sekere liedjie wat hy ook wou gehad het op sy. Hy het altyd vir my gesê die dag as iets met hom gebeur, soek hy hierdie liedjie op sy begrafnis en ek kon vir jare nie na die liedjie geluister het nie. Maar as ek hom nou luister dan sê ek soos okay, dis jou liedjie. Sjoe. Wat 'n gevoel kry jy as jy nou na daai liedjie luister? Ek sal sê dis nog steeds al 'n hartseer gevoel want dit is soos die liedjie wat hy geconnect het aan as iets met hom gaan gebeur. Ja. So dit is nog steeds daai van En dis okay. sinkgevoel wat mens kry, Ja. maar is nou baie meer van ek aanvaar dit want dit is so. Ja. En ek dink dit is so belangrik om jouself te laat voel dat as jy hartseer is die dag, is dit okay om hartseer te wees. Dit is okay om kwaad te wees die dag. Dit is okay om bang te wees die dag of depressief te wees of wat ook al. Dis okay want dit is normaal om daai goed te voel. Dis nie nodig om dit te onderdruk nie. Ja. Ek wil graag praat oor jou dogtertjie want sien jy enigiets van hom in haar? Beslis ja. Sy Regtig? het definitief sy persoonlikheid gekry. Sy is ook uitspattig en praat met almal en sy maak ook grappie, maak almal lag permanent. En besig, adventurous, hy was ook baie adventurous. So daai het sy uit en uit by hom gekry. Sjoe. En as jy na haar kyk, En fisies sterk, 'n baie sterk persoonlikheid. Okay, ja, soos wat jy genoem het van hom ook. As jy Ja. na haar kyk, wat sien jy hom as jy na haar kyk? Ja, beslis, soos ek sê, net elke dingetjie
die manier hoe sy goedjies doen en wat sy sê Ja. en wat my die meeste aan hom laat dink is haar wilskrag, want hy het Mhm. ook so wilskrag aan hom gehad. As hy iets wou gedoen het, het hy dit gedoen. Mm. En sy is ook so, as sy iets wil doen, dan gaan sy gaan dit nou doen. Sy gaan nie En sy opgee gaan dit nie. reg doen. Ja. Sjoe, dit is so wonderlik om jy weet hierdie persoon, daar's so 'n gedeelte van hom wat nog aanleef. Daar's 'n gedeelte van hom wat nog saam met jou is, wat nog by jou is. 50% van Ja. haar is hy en hy is daar. Hy is Ja. en dit is ongelooflik. Ek dink dit gee seker vir jou ook berusting om jy weet net daai soos jy sê daai klein goedjies as hy so Ja. goed daai goedjies doen, dit gee vir jou daai hy was ook so, jy weet, en jy kan onthou, jy kan Ja. nou terugkyk en jy kan onthou, jy kan goeie goed onthou. Ja. Dit is baie Ja, wonderlik. dis beslis. Hoe lyk hoop vir jou vandag as jy vir iemand by die huis 'n boodskap wat dalk iemand verloor het, wat dalk 'n kind of 'n man of 'n geliefde verloor het en nou deur daai eerste fase gaan wat jy moes deurgaan. Watse boodskap sou jy vir hulle wou gee? Wel, eerste van alles voel, soos Mm. voel elke emosie. Mhm. As jy vandag voel jy wil skree, doen dit. As jy voel Ja. jy wil huil, doen dit. Moet dit nie suppress en dit terugdruk, want op Mhm. die ou einde gaan dit net groter uitbars as jy dit aanhou Ja. suppress. So ek sal sê voel en voel wat jy in daai oomblik voel en doen dit. As jy voel jy wil huil, doen dit. Ek Sjoe. wens ek het dit gedoen vroeër, want dan sou ek nie baie minder trauma in die toekoms gehad het Ja. as ek dit nie Ek aanhou suppress het nie. ek dink baie keer ook dat mens soos wat jy sê, jy's in so skok en jy's nie eens lus om te praat nie. Jy's nie eens lus om jy weet om enigiets te sê of Ja. watse tipe goed het mense vir jou gesê wat jou deur die dak gedryf het as iemand jou gesien het na die dood en iets vir jou gesê het, watse tipe goed sê mens nie vir iemand nadat hulle iemand verloor het hê? Ek sal sê as iemand vir jou sê jy's sterk, want en ek is op daai oomblik glad nie sterk nie. Mhm. En mens hoef nie sterk te wees Ja. nie. As ek nou dink, as ek nou terugdink, dan besef ek dat in daai oomblik hoef mens nie sterk te wees nie. Ja. En jy het alle reg om al die emosies te voel wat jy doen. Ja. En ek het op daai oomblik gedink ek moet sterk wees en dit is nie Mhm. nodig nie. Sjoe. En as jy sê moet sterk wees, hoe het sterk vir jou gelyk? Om aan te hou aangaan Mm. en nie op 'n hoopie te gaan lê nie, want Mm. op daai oomblik was dit nie net ek waarna ek moes aan my kind ook dink. So Ja. Te maak asof dit amper ek, half nie gebeur het nie, om net aan te gaan asof ek dink die lewe normaal is. ja, ek dink dis ook hoekom ek meeste van die goed kant toe geskuif het en ek het gesê ek sal Mm. later hiermee deel. Ek moet daar nou eers sy moet Mhm. nou eers okay wees. Sjoe. Dis baie interessant. As julle praat julle oor hom, vertel jy haar van hom, verduidelik vir my 'n bietjie hoe jy haar blootstel aan hom. Ek het nog 'n foto in my kamer, bo ons bed waar hy is. So Mhm. sy sal elke keer vir my vra, "Pap, dis pappa," en dan sê ek vir haar ja en ek sal op my foon wys ek vir haar foto's van ons troue en dan vertel ek haar wat hy gedoen het en dan sy ietsie dan sal ek ook sê ja, dis presies jou pappa sou dit ook gedoen het en dis presies hoe hy dit gedoen het en Ja. ja, dis hoe ek haar van Ja. kleins af wat sy begin verstaan het ek vir Mm. haar gewys, foto's gewys en gesê dit is jou Sjoe. pappa. En ek het gesien op TikTok het jy iets met 'n ballon gedoen die ander dag. Vertel my daarvan. Ja, dit was op Vadersdag het ek laat sy 'n prentjie teken vir hom en toe het ons dit vir haar aan die ballon gesit en toe sê ek vir haar dit gaan nou opgaan na pappa toe Ag, en hy gaan die briefie sien. dit is so mooi. En wat het sy gedink daarvan? Sy
ek dink sy is nog op 'n stadium wat sy verstaan, maar sy is nog nie heeltemal seker waar hy is. Soos sy verstaan nie waar hy is en hoekom hy nie saam met ons is nie. En ek het haar mooi verduidelik, hy is by Jesus. So die ballon is nou by Jesus, hulle gaan dit sien. So dit is wat sy verstaan. Ag, sjoe. Maar ek dink dit is seker makliker vir haar vir die feit dat sy hom eintlik nooit ontmoet het nie. So in daai opsig, ek wil nie hê dit moet oorkom asof ek ons nie simpatie het nie, maar ek dink half dit is makliker omdat hy haar nie ontmoet het nie, maar dis ook baie hartseer vir hom dat hy nie een kans gehad het om haar te kon gesien het nie. So dit is half so wederstrydse, soos jy weet, weer eens bittersweet van, ek bedoel, is ongelooflik hartseer dat sy sonder haar pa moet groot word. Dit is 'n baie groot hartseer, maar daarom is dit iemand wat sy nog nie geken het en dan verloor het nie. Ja, ek dink in daai manier is dit makliker vir haar om, want sy weet nie regtig, dis sy het van kleins af groot geword met dit is net mamma. En ouma en almal, want ons bly hier so saam met hulle. En ek moet sê, hulle was nog altyd, hulle sê, soos daai quote wat sê, you need a village. En hulle was nog altyd daar. Dis wonderlik. My sussie en my ouers, dis hoekom ek sê ek haal my hoed af vir mammas wat dit heeltemal alleen doen, want ek het daar mense wat my back en daar is. So Hoe belangrik is daai village vir jou? Want jy het nou net gesê hoe belangrik dit is. Hoe belangrik is 'n village wanneer jy deur die dood van iemand gaan wat naas aan jou soos 'n man? Hoe belangrik is dit om daai village om jou te hê? Dit is bitter belangrik en dit is ook wat ek sal sê is as op daai stadium voel dat jy wil almal wegstoot en jy wil nie om enigiemand wees nie, maar dit is juist die tydperk wat jy mense eintlik die meeste nodig het in jou lewe en daai al is hulle net daar, hulle hoef nie met jou te praat nie, net vir daai support. Dit is laat hulle toe om daar te wees. Ja, dit is baie waar. Laat hulle toe om al sit hulle net daar en drink 'n koppie koffie terwyl jy huil, of al just net sodat jy weet jy's nie alleen nie en wanneer jy reg is dat hulle daar is. Dit is Wat is alledaagse oomblikke of goedjies wat jy mis van hom? Ek dink dit is as ons in die oggende opgestaan het net, as mens wakker word en hy's langs jou, daai oomblikke wat ons in die kar gery het en net kon lag oor goedjies. Al daai klein oomblikke wat mens... klein oomblikke. Dit sit regtig die lewe in perspektief dat wanneer so iets met jou gebeur, dan dit maak nie saak wat se geld jy gehad het, of wat se kar jy gehad het, of wat se huis jy gehad het. Wat jy onthou is daai lag in die kar, daai oggendkoppie koffie, daai oomblikke is eintlik wat ons lewe spesiaal maak, en dit is die oomblikke wat mense onthou. En ek dink dit is so mooi hoe jy dit gesê het, want dit is presies wat jy ervaar, is daai klein oomblikke wat jy regtig onthou. Sjoe. Die laaste vraag wat ek vir jou het, en ek weet nie of daar enigiets is wat jy graag nog wil sê nie. As ek aan iets dink, sal ek sê, kan nie nou aan iets dink. Dit is so overwhelming. Maar die laaste vraag vra ek altyd vir die gaste oor, as daar 'n phrase of 'n motto of iets is wat jy vir iemand anders kan leer om die wêreld 'n mooier plek te maak, watse phrase of motto sou jy graag wou hê iemand anders moet aanleer? Ek sê altyd dat ek is nie die eerste een met wat dit gebeur het nie, en ek gaan ook nie die laaste een wees nie. En jy het 2 keuses in die lewe, of jy kan besluit om jou storie te vat en iets positiefs daai te maak, of jy kan op 'n hoopie gaan lê. So wat ek kan sê is, jy het daai 2 keuses. Wow. Die beter een is om op te staan en
iets Ja. goeds daarvan te maak. Ja. Sjoe, dit is baie mooi. En ek dink dit kan toegepas word op enige iets in jou lewe. Jy weet dat enige terugslag of neerslag wat jy het, dit kan regtig toegepas word in soveel aspekte van ons lewens. Ek wil Ja. vir jou sê baie dankie dat jy jou storie gedeel het. Waar kan mense jou kontak of jou content sien en waar kan mense jou volg? Kan jy 'n klein bietjie net meer vertel van waar hulle jou kan sien en jou journey volg? Baie dankie vir die geleentheid, eerste van alles. En ek is op TikTok, op Facebook en dan so bietjie op Instagram. Ek post nog nie baie daar nie, maar meestal op TikTok en Facebook. Dis Okay. waar ek meestal my storie deel, ja. En ek dink dit is so wonderlik dat jy jou storie kan deel want so help dit soveel ander mense sonder dat jy dit besef. Kry jy baie boodskappe van mense wat vir jou sê ek het nou net deur 'n dood gegaan en jou video's het my baie gehelp. Ek kry duisende en ek wens ek kan Ja. almal reply want dit is Ja. soos mens wens jy kan almal help wat ook daardeur is, maar ja. soms is dit net so onmoontlik om by almal uit te kom. Ja. Dis ongelooflik. Ek het eintlik nog een vraag wat ek eintlik aan gedink het terwyl ek nou hier gesit het en voor ons begin het. Jy maak ook baie snaakse video's. Jy maak ook baie wat ek my dood voorlag vir al jou ag wat is daai program se naam? Met die blonde vrou Vetkoekpaleis. O ja. Vetkoekpaleis. Jy maak ook verskriklike snaakse content wat so bring dit vir jou vreugde, bring dit vir jou geluk. Ek wil 'n bietjie meer praat oor daai positiewe of is dit nog 'n Ja. masker? Nee, dit doen. Ek het acting geswat vir 'n paar jaar. So Dis baie dit goed. is Ek iets moet wat vir jou nog sê, altyd jy is regtig baie goed. Dankie. Enigiemand wat wil cast asseblief. Dit sal Gaan kyk amazing haar wees. TikTok asseblief. Ja, so dit is nog altyd my passie gewees. So vir my bring dit baie genot want dis iets wat ek nog altyd wou doen en Jy is ek wil ongelooflik dit nog goed. steeds doen. So Jy is regtig ongelooflik goed. Ek moet vir jou sê, jy dankie. definitief talent. Jy moet regtig gaan cast, gaan na plekke toe, stuur jou CV en gaan cast en dis net baie moeilik. Ek weet nie waar is jy in Pretoria van die Kaap of in wat se dorp is In jy? Pretoria, ja. O, okay, so dis wonderlik. Dis waar al die geleenthede is. Stuur jou goed Ja. uit, definitief. Go for it want jy is regtig Ja, so talentvol. So en dankie. jy weet baie mense kan nie daai ek weet nie, ek het dit nog nooit gedoen nie want ek kan nie act om my lewe te red nie. Maar dan is die stem en die ding is nie die stem en die video kom nie ooreen. Joune is soos spot on, die gesiguitdrukking is spot on. Jy is regtig so goed daarin. So ek bemoedig jou aan, gaan Dankie. stuur jou CV, gaan cast vir daai rolle, gaan kry iemand wat jou kan help en ek dink regtig dit is ongelooflik. Jy's regtig baie ongelooflik goed. Dankie. Ja, ek dink dit is ook een van die ek dink ek het dit ook al die jare kant toe geskuif omdat ek bang was. Ek dink mens moet net oor daai vrees kom om te Ja. sê ek kan dit doen. Definitief. Jy moet oor daai vrees kom van ek dink daai self-doubt van ek is nie goed genoeg nie. Jy weet ek is nie goed genoeg. Ja. En eintlik is dit glad nie die waarheid nie. Jy is goed genoeg, maar jy moet jouself daar buite sit om daai Ja. opportunities te kry. Dit is die belangrikste. Maar Karina, ek wil vir jou sê dit was so lekker om met jou gesels. Ek's baie trots op myself dat ek nie die tissues gebruik het nie. Ek sê hy is hier so. So moet vir jou sê ek huil verskriklik maklik en ek is baie trots dat ek nie alhoewel all emotions are welcome, ons moet huil, ons moet voel, maar dit was Ja. regtig vir my 'n voorreg om met jou te praat en ek kan regtig sien hoe die genesing, ek dink dit is wat dit vir my soveel ligter gemaak het, is die feit dat ek kan regtig sien die genesing wat daar plaasgevind het. Ek kan sien dat jy hierdie vryheid, hierdie stilte, hierdie aanvaarding het om jou en oor sy dood. En Ja. my hoop is dat ander mense sal kom waar jy is. Dit is my hoop.
Ek hoop ook so. Baie dankie dat jy 'n storie gedeel het. Dit was ongelooflik en ek is baie dankbaar en ons praat weer. Baie dankie. Dankie. Baie dankie. Bye bye. Bye bye. Dankie. Staan nog jy, staan nog saam.